As 'n inleiding wil ek vra, die volgende vraag. Hoekom laat God ons sy kinders deur swaar kry gaan? Hoekom laat God soms sy kinders deur swaar kry gaan? As jy nog nie hierdie vraag gevra het nie, is dit heel moontlik omdat jy nog nie deur 'n regtige swaar tyd gegaan het nie. Jy was nog nie by die punt waar dinge hopeloos gelyk het en waar jy net geen uitkoms kon gesien het nie. Maar die meerderheid van ons was al daar. Ons was al op daai plek. Ons was al daar waar alles donker gelyk het en waar ons net nie geweet het hoe dinge gaan uitdraai nie en selfs dalk nie eens geweet het gaan ons oorleef of gaan ons nie oorleef nie. So hierdie is 'n redelike algemene vraag. Hoekom laat God ons deur swaar kry gaan? Dis 'n algemene vraag wat mense het en wat selfs sy kinders het. Maar hierdie is ook 'n baie belangrike vraag want die meerderheid van kerke en sogenaamde Christene het die verkeerde antwoord. Hulle verstaan nie wat God se woord sê rondom hierdie vraag nie. Daar is Christene wat dink dat wanneer jy deur swaar kry gaan, is dit as gevolg van 'n gebrek aan geloof. As jy net meer geloof het, dan sal jy nooit deur swaar kry gaan nie. Dis wat hulle sê, en hierdie is die teologie van die health, wealth, prosperity beweging, wat al hoe meer grond wen in ons land. Anders sê weer dat as jy deur swaar kry gaan, dan is dit net as gevolg van sonde. So hulle dink die enigste rede hoekom God jou sal deur 'n swaar tyd laat gaan, is as gevolg van jou sonde. Dat God jou straf vir jou sonde. Nou dit is waar dat God ons soms deur swaar kry laat gaan as gevolg van aktiewe, opsetlike sonde. So wanneer jy in 'n swaar kry ingaan, dan moet jy jouself vra, is dit dalk dat ek is besig om te sondig? En ek weet ek is besig om hierdie sonde te doen. En daarom vat God my deur hierdie sodat ek sal wegdraai van daai sonde af. Maar dit is nie die enigste rede hoekom God ons deur swaar kry laat gaan nie. En dan is daar die wat regtig die pot heeltemal mis het. Hulle verstaan glad nie wat God se woord sê nie. Hulle dink Satan met hierdie keer wat hulle deur swaar kry gaan het Satan het reg gekry om vir God uit te oorlê. Hulle het uit vir God geflous. God het probeer, God wou nie hê jy moet deur swaar kry gaan nie, maar hy kon dit nie keer nie. Satan was te goed, te sterk, te slim vir hom. En daarom moet ons by mekaar kom. En daarom moet ons bid, en daarom moet ons salf, en daarom moet ons beweging, so wat ook al doen, so dat ons vir God hierso sal kan help. In hierdie area, hier in ons huis, in ons stad, in ons land, in ons waar ook al. Want God het ons hulp nodig teen Satan. En daarom gaan ons deur swaar kry, as ons dit nie gedoen het nie. Nee, alles swaar kry kom op 'n mens, omdat God dit so bepaal en beplan het. God mag dalk selfs vir Satan gebruik, om daai swaar kry te laat gebeur. Job, goeie voorbeeld daarvan. Maar God is steeds in beheer. Nie Satan nie. Hy het nie ons nodig, ons hulp nodig, om Satan te hanteer nie. Hy kan op sy eie doen. Maar steeds bly die vraag, hoekom laat God sy kinders deur swaar kry gaan? En hoekom gebeur dit selfs wanneer sy kinders gehoorsaam is aan hom? En partykeer gebeur dit selfs dat ons deur swaar kry kan gaan, juis omdat sy kinders gehoorsaam is aan hom. Hoekom gebeur dit? En vandag wil ons Psalm 116 gebruik om te dink oor hierdie vraag. So blaai na Psalm 116 en ons wil daai vraag gaan beantwoord. Hoekom laat God swaar kry toe in sy kinders se lewe? En soos wat julle sien toe blaai, wil ek 'n paar opmerkings maak. Psalm 116 het my aandag 'n aantal kere getrek in die laaste paar maande, veral as gevolg van vers 15.
Vers 15 van Psalm 116 is redelik bekend, as jy jou Bybel redelik goed al ken, dan gaan jy hierdie vers al gehoor het. En dit word soms gebruik hierdie vers by begrafnisse, en ek was by 'n paar begrafnisse gewees, en een van hulle was hierdie gebruik gewees. En ek wou graag weet, wat beteken hierdie vers 15 van Psalm 116? So, dit was die oorspronklike trekpleister. Dit was die oorspronklike ding wat my aangetrek het na Psalm 116. So ek het besluit, wel, ek wil dit gaan bestudeer en nou kan ek dit vir julle ook omgee. So kom ons lees die Psalm saam, Psalm 116 vanaf vers 1. Ek het lief, want die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, en angs van die doderyk het my getref, en ek het benoud en kommer gevind, maar ek het die naam vir die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig, en ons God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want hy het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die land van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Vers 15. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik as ek is u knegg. Ek is u knegg, die seun van die diensmag. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. In die voorhowe van die huis van die Here, binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. En ek het nie tyd vandag om in die agtergrond in te gaan van die Psalm nie. So as jy meer van die agtergrond wil weet, ek het dit in die voetnote aangesit, 'n stukkie van dit. En as jy nog nie op die preeklys is nie, en jy wil graag op die lys kom, sodat jy my manuskrip kan kry voor die tyd, kom na die tyd en praat met my, dan sit ek jou op die lys. Dan stuur ek dit vir jou. So, in die agtergrond is nie so belangrik nie, dit help ons nie om die Psalm beter te verstaan nie. Ons opskrif vir vandag is, hoe reageer 'n Christen wanneer hy deur swaar kry gaan of vergaan het? Hoe reageer 'n Christen wanneer hy deur swaar kry gaan of vergaan het? En deur hierdie vraag gaan ons die antwoord kry tot die vraag wat ons in die begin gevra het. Tot die vraag, hoekom laat God swaar kry toe in sy kinders se lewe? In die eerste 2 verse gee die psalmskrywer vir ons die hooftrekke van die hele Psalm. Dit is redelik tipies, dit wat hy hier doen is redelik tipies van Hebreëse poesie. Dit is amper soos die opskrif van 'n artikel in 'n koerantberig of in 'n joernaal. Die opskrif gee vir jou net die idee, die hoofidee, en in die artikel gaan jy die res van die inligting ontvang. En dis wat hy doen in daai eerste 2 verse, hy gee vir jou die hooftrekke. So uit hierdie eerste 2 verse kry ons eerste punt, en dit is nie heeltemal 'n antwoord op die vraag nie, dit was nie gestel in 'n antwoord in my struktuur nie, maar dit is die opsomming van die antwoord. So, die reaksie, die manier hoe hierdie persoon gaan reageer as gevolg van swaar kry, wat hy deurgegaan het, opgesom. Kom ons kyk nou na vers 1, hy begin met, ek het lief. En hierdie is presies hoe dit in die Hebreëus staan. Die objek van die werkwoord het lief is nie daar nie. Hy sê nie vir jou ek het hierdie persoon lief nie. Hy sê net ek het lief.
En dit plaas die fokus op hierdie liefde en dit maak dat jy nog meer wil weet. Jy wil ingetrek word in wie het hy lief? So wanneer jy lees, ek het lief, dan kom die vraag by jou op, wel, wie het hy lief? En hoekom het hy hierdie persoon lief? So hierdie is 'n baie goeie opskrif vir 'n Psalm, vir 'n artikel, vir enigiets. Want dit trek jou in, dit vra vir jou, jy stel belang, jy wil meer weet. Wie het hy lief? Hoekom het hy hom lief? En so die eerste reaksie, punt, eerste manier hoe hy reageer is liefde. Reaksie opgesom, liefde. Kom ons lees verder. Ek het lief, want die Here, daar gee hy vir ons die antwoord, hy sê vir ons, dis wie hy lief het. Hy het die Here lief. En dan gaan hy verder, die Here hoor my stem, my smekinge. Dit is, hoekom ek die Here lief het. Ek het lief, weet ek lief, ek het die Here lief, hoekom het ek hom lief? Hy hoor my stem, my smekinge. En dan gaan hy verder in vers 2, en hy sê, want, hy gee nog 'n rede hoekom hy lief is vir God, want hy het sy oor tot my geneig. En hierdie dis 'n pragtige beeld hierdie. Dit is asof God homself uitstrek en buig en sy kop selfs draai, sodat hy mooi kan hoor wat jy sê, wanneer jy bid. En die idee hier is nie net dat God hoor nie, dis nie net dat God luister nie, maar dit is dat God doen. God hoor nie net die gebed nie, hy antwoord ook die gebed. Hy beantwoord dit. Hy strek homself uit, God buig homself af, hy neig sy oor, hy draai sy oor, hy luister, en dan doen hy tree op. So die psalmskrywer reageer tot liefde, in liefde tot God, omdat hy gebid het, en God geluister het, en God geantwoord het. En wat was sy gebed? Wat het hy gebid? Wel hy woord smekinge, hy hoor my stem, my smekinge, gee vir ons 'n leidraad. Hierdie woord is om te vra vir genade of om te vra vir hulp. So hy het gebid, Here, help my. Here, wees my genadig. Dis die opsomming van sy gebed. En God het geantwoord, soos wat ons gaan sien in die res van die Psalm. En dan gaan die digter en hy gee vir ons nog 'n reaksie in vers 2. Kyk na vers 2, hy sê, want hy het sy oor tot my geneig, daarom, hier is die uitvloeisel daarvan, hier is die manier hoe ek reageer, daarom sal ek hom in al my dae aanroep. So die skrywer sê, as gevolg van dat God geluister het na sy gebed, daarom sal hy reageer. En hoe gaan hy reageer? Hy gaan reageer in aanbidding, en hy gaan reageer in vertroue. Hy sê, daarom sal ek hom in al my dae, in my dae. En die idee daarvan is my hele lewe lank. Ek gaan God, die hele lewe lank gaan ek hom aanroep. En daai woord aanroep is 'n baie belangrike woord vir hierdie Psalm. Dis 'n kernwoord vir die Psalm. Dit kom 4 keer voor in die Psalm en elke keer is dit op belangrike plekke, op kritieke plekke. En die woord aanroep het 2 idees, daar's 2 konsepte wat dit kan kommunikeer en die konteks gaan vir jou sê wat een van daai 2 is dit. Die fokus kan wees van daai woord op gebed en vertroue in God. So jy roep God aan in gebed want jy vertrou op God. En dit is duidelik hoe dit gebruik word in vers 4, soos ons later gaan sien. Of die ander fokus is dat dit kan fokus op aanbidding, op lofprysing. Jy roep God aan in lofprysing, in psalms, in sing. In aanbidding, jy loof hom, jy prys hom. En dit is duidelik hoe hierdie woord gebruik word in vers 13 en vers 17, wat ons ook nog gaan sien. Maar hier in hierdie stuk, vers 2, is dit moeilik om te besluit, wat seën praat hy van? Is dit dat ek gaan God aanroep en bid tot hom en vertrou op hom, of is dit dat ek God gaan aanroep en hom gaan loof en prys? En ek dink is albei.
Want albei van hulle kom in die res van die Psalm voor. Daai woord word op albei verskillende maniere gebruik. So omdat God geluister het na sy gebed, sy smekinge, sy geroep op hulp en genade, daarom gaan hy nog verder op God vertrou, daarom gaan hy nog aanhou bid, en daarom gaan hy God loof en prys in aanbidding. Dit is die opsomming van hoe 'n Christen reageer wanneer hulle deur swaar kry gaan of vergaan het. Hulle liefde vir God word meer, hulle vertroue op God word meer, hulle aanbidding van God vermeerder. En dit is hoekom God ons deur swaar kry laat gaan. Hy wil ons liefde vir hom vermeerder, hy wil ons vertroue op hom vermeerder, en hy wil hê ons moet hom meer loof en prys vir wie hy is en vir wat hy gedoen het. Hy wil dit aanspoor, hy wil dit aanwakker in ons. Maar nou mag jy dalk vra, hoe is dit moontlik? Hoekom sal dit gebeur? Hoekom laat swaar kry 'n Christen so reageer? Meer liefde vir God, vertroue op God en aanbidding van God. Onthou, vers 1 en 2 is net die opskrif. Dit wil jy intrek in die res van die Psalm in. Die res van die Psalm verduidelik vir ons alles. So die volgende gedeelte vanaf vers 3 tot 11 vertel die psalmskrywer vir ons wat gebeur het, en dan vertel hy vir ons wat hy geleer het daardeur. Geleer het daaruit. So ons tweede punt is, in hoe ons moet reageer as Christene, is dat ons moet daardeur leer. Deur te leer daaruit. Kyk na vers 3 en 4. Hy sê, bande van die dood het my omring, en angste van die doderyk het my getref, of het my alreeds aangegryp. Ek het benoud en kommer gevind, maar ek het die naam van die Here aangeroep. Ag Here, red my siel. So wat leer 'n Christen uit en deur swaar kry? Eerstens, 'n Christen leer om meer te bid. Hy leer om meer te bid. Vers 3 en 4. In hierdie paar verse, vers 3 en 4, gee die psalmskrywer nie vir ons weet die presies wat gebeur het nie. Hy gee nie vir ons al die inligting nie. Hy gee vir ons 'n algemene beskrywing van dit wat gebeur het. So wanneer hy skryf, bande van die dood het my omring en angste van die doderyk het my getref, dan gee hy vir ons die presiese inligting nie. Want ons kry die idee hy was dalk baie naby aan die dood gewees. Of ten minste dit het vir hom gevoel asof hy baie naby aan die dood is, asof hy gaan doodgaan. En hier beskryf hy dood en die doderyk as aktief. Dit is asof hulle besig is om hom te jaag en hulle probeer hom vang. Dood en doderyk kom saam en hulle span kom saam en hulle probeer hom vang. Maar is nie net dat hulle hom probeer vang nie, hulle het hom reeds gevang. Hy is omring deur die bande van die dood, sê hy. Die angste van die doderyk het my getref alreeds. Het my vasgevang. Ek is reeds in hulle hande. Ek word reeds vasgevang deur dood en die doderyk, Sheol. En omdat dood en doderyk hom so vasgevang het, hoe het hy gevoel? Kyk na die volgende stuk van die vers. Ek het benoudheid en kommer gevind. Dit was wat in sy hart was. Sy omstandighede het vir hom gevoel, dood is besig om hom te vang. En as hy binne in hom kyk, dan sien hy benoudheid en hy sien kommer. En daai woord benoudheid is letterlik 'n plek of 'n spasie wat te klein is. Dis daai gevoel wat jy het as jy deur 'n plek gaan met jy kan dit raak daar's nie spasie nie. Dis fisies die idee. So dit praat van 'n gevoel om vasgevang te wees in jou omstandighede en dit waarin jy nou is. Jy voel jy kan net nie daaruit nie, jy is benoud. Kommer is om in jou denke en gedagtes besorg en onrustig te wees as gevolg van jou omstandighede. Hy was benoud hierdie ou. Hy was angstig, hy was bekommerd, hy was onrustig. En dit is moontlik omdat hy so naby aan die dood was.
En hierdie prentjie is baie naby aan wat Jonas skryf van hoe hy gevoel het toe hulle hom oor die boot gegooi het en hy's in die see en die sak hy af in die see. En dis verkeerd om te dink, jy weet, Jona het bo gedryf in die see en toe die walvisse kom in hom ingesluk. Dis nie wat die verse sê nie. Gaan kyk mooi, hoofstuk 2. Hy het afgesak en toe die walvis hom kom vang. Die walvis het hom kom red. Die walvis was nie die straf nie. Maar in elk geval, daai gevoel wat hy gehad het van hier's ek in die see en hierso seegras om my en ek is verstrengel en ek lê op die bodem en wat nou? Dis dieselfde tipe van beskrywing hierso. So dit lyk asof die skrywer moontlik naby aan die dood was. Maar hy gee nie vir ons die spesifieke omstandighede nie. Hy los die beskrywing bietjie algemeen. En ek dink hy doen dit sodat ons eie omstandighede makliker daarin sal kan sien. Sodat ons kan sien hierdie is waar van my. Hierdie is waar van die week wat ek gehad het of laas maand wat ek gehad het of 3 jaar terug of waar ek nou is. Dit is makliker om dit toe te pas op onsself. 2. Het jy al benoud gevoel? Voel, jy kan dit nie meer nie. Jy gekom op die plek waar jy kan nie sien hoe jy gaan uitkom nie, jy kan nie uitkom sien nie. Jy weet waar jy omstandighede aan die buitekant gemaak het dat in die binnekant in jou hart, as jy daarna kyk, dan vind jy net benoudheid en kommer. As dit waar is van jou, dan is hierdie van toepassing. Maar wat leer hy uit hierdie omstandighede en hoe reageer hy? Vers 4. Maar ek het die naam vir die Here aangeroep. Ons weer ons woord. Ag Here, red my siel. Hy roep God se naam aan in gebed. Hy bid tot God. Hy gaan en hy plaas sy vertroue weer in God. Hy leer deur hierdie omstandighede om te bid. Wanneer daar, en deel van hoekom hy dit leer en hoekom ons dit leer is want daar's geen ander plek om na toe te gaan nie. As jy in daai plek kom, waar gaan jou vertroue in plaas? Waar gaan jou hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. So dis al wat jy kan doen is gaan bid. En dis wat hy geleer het. En kyk na sy gebed. Ag Here, red my siel. Dit is so kinderlik, dit is so eenvoudig. En ek dink daar is baie emosie daarin. Hy begin met daai woord, ag Here, red my siel. Dit is 'n uitroep tot hulp en tot redding. En dit sê ook van, ek kan nie myself red hier nie. Ek het U nodig. En as hy bid, red my siel, hy woord siel, dan verwys dit in hierdie omstandighede primêr na fisiese redding. Maar dit kan ook wees dat hy bid, dat God hom sal help, dat hy nie geloof sal verloor nie. Dat hy nie sal struikel en in sonde sal inval nie. Dat hy nie van God afvallig sal word nie. So hy bid, God red my op alle maniere wat ek redding benodig. Help my. Is hierdie jou reaksie wanneer jy deur swaar kry gaan? Leer jy dan om meer te bid en meer op God te vertrou? Of word jy gekenmerk daaraan dat jy kerm en kla? Dat jou omstandighede jou wegvat van God af, jou vertroue op God verminder, in plaas dat dit jou vertroue op God vermeerder, en daarom bid jy. En as dit dalk is, dat as gevolg van omstandighede waar jy jouself nou bevind, en waarin God jou geplaas het, so as jy dalk so opgetree het, en jy voel verder weg van God af, sal jy nie dan vandag na hom toe gaan en bid, ag Here, red my siel, help my om U te vertrou. En wat ons moet raak sien hier is, hy gaan nie dan dadelik en hy gee God se antwoord nie. Hy sê nie, hier is wat ek gebid het, en hier is hoe God geantwoord het nie. Kyk wat sê hy volgende. Kyk na vers 5 en 6a. Hy
skryf, die Here is genadig en regverdig. Ons God is ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. So wat is die volgende ding wat ons leer in en deur swaar kry? Wat het hy geleer? Hy het geleer om meer geleer oor God se karakter. 'n Christen leer meer oor God se karakter deur swaar kry. Hy gaan en hy sê eers vir ons wie God is, en dan gaan antwoord hy en hy sê vir ons wat God gedoen het. Hy fokus eers op wie God is. En hy lig 'n paar eienskappe van God hier uit. Hy sê eerstens, die Here is genadig. Luister mooi, hier is 'n beskrywing van genade. Genade is God wat soewerein besluit om sy liefde uit te stort. Sy liefde uit te stort, te red en in diens te stel die wat dit nie verdien nie. Dis genade. God besluit soewerein wie hy gaan red, sy liefde op hulle uit te stort en hulle te gebruik en hulle verdien dit nie. Dis genade. Hy is 'n God wat vir sy skepsels gee dit wat hulle nie verdien nie. Hy gee vir hulle genade. Hy gee vir hulle meer as wat hulle verdien. Hy is genadig. En dan skryf hy, die Here is genadig en regverdig. Om te sê God is regverdig, is om te sê hy bly by die reëls. God bly altyd 100% by die reëls. Maar wat se reëls bly hy by? Wie se reëls bly hy by? Is daar een of ander universele wet of reëls buitekant God, waarby God moet bly? Nee, God self is die reëls. Hy sê wat reg is en hy sê wat verkeerd is. Dis nie net dat hy sê wat reg is en hy sê wat verkeerd nie. Hy is wat reg is en hy is nie wat verkeerd is nie. So om te sê God is regverdig is om te sê hy doen wat reg is, hy sê wat reg is en hy bepaal wat reg is. En dink net gou aan die kontras hierso tussen daai twee. Hy sê die Here is genadig en die Here is regverdig. Die Here, om het op 'n manier te stel wat ons daai kontras voel en hoor, hy sê genade is God gee meer as wat verdien word. Regverdigheid is God gee presies wat verdien word. Dis die kontras. God gee meer as wat verdien word, genade, God gee presies wat verdien word. En dan gaan hy verder en hy sê ons God is 'n ontfermer. Ontfermer. Hy is 'n God wat hom ontferm oor die wat hulpeloos is. En daai woord ontfermer kan ons vertaal ook met die woord barmhartig. God is barmhartig. En barmhartigheid is om nie te gee nie dit wat wel verdien word. Jy verdien straf, maar God is barmhartig en daarom gee hy nie straf nie. Hy gee meer as gestraf, hy gee genade. So daar's nog 'n kontras. Genade is God gee meer as wat verdien word. Regverdigheid, God gee presies wat verdien word. Barmhartigheid, God gee nie dit wat wel verdien word, straf nie. Hoe kry jy daai goeders bymekaar? Net die kruis. Net deur Jesus Christus. Daar's geen ander manier nie. Hoe God genadig, regverdig en barmhartig kan wees op dieselfde tyd nie. Ongelooflike teologie wat hierin is. Maar hoekom dink die skrywer hierso aan God? Hoekom sê hy hierdie goeters vir ons? Is dit dat hy gegaan het en hy het God se woord gaan bestudeer? En toe sien hy, hierso staan, Eksodus 34, God is genadig en barmhartig. En God sal beslis nie die sonde oorsien nie. 2 verse van mekaar af daai twee stellings. Nee, dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het nie een of ander Bybelstudie gedoen nie. Hy het hierdie waarhede geleer uit sy omstandighede uit. Hy het moontlik hierdie waarhede alreeds geweet. Dit was daar. Maar uit sy omstandighede uit sien hy God is genadig, God is regverdig, God is barmhartig. Hy het meer van God se karakter geleer
deur die swaar kry waardeur hy gegaan het. Kyk na vers 6. Die Here bewaar die eenvoudiges. Daar's nog 'n stelling van waarheid oor God. Die eenvoudige is nie die dwaas van Spreuke nie. Dis dieselfde woord. En ek gaan 'n slukkie water vat. Dit is dieselfde woord wat gebruik word in Spreuke, maar dis nie hoe dit hier gebruik word nie. Hierdie verwys na die wat weet dat hulle nie alles onder beheer het nie. Hulle weet hulle is swak. Hulle weet hulle kan maklik val in versoeking. Hulle weet hulle het God se hulp nodig. So die wat hulle self nie kan bewaar nie en op God leun, die eenvoudig is, hulle word deur God bewaar. Dis wat hy daar sê. En dan wys hy dat God se karakter is nie net teoreties nie. Dis nie dat God teoreties genadig, regverdig, barmhartig en ontfermer is nie. Hy wys dat hierdie karaktereienskappe van God waar is in sy geval. Kyk na die einde van vers 6. Hy sê, ek het swak geword, maar hy het my gehelp, of hy het my gered. Hy sê vir hulle basies, soek julle bewyse van hierdie stellings van waarheid? Soek julle bewys dat God hierdie dinge is? Kyk na my lewe. Ek het swak geword, ek het genade benodig, ek het benodig dat regverdigheid geskied in my omstandighede, want mense het my het gelieg teen my en my bedrieg. Ek het ontferming benodig en God het my gered. Hy het my bewaar. So God bewys wie hy is in my lewe en deur my swaar kry. Dis wat hy sê. God het my hier gered van die fisiese dood, maar het my ook gered dat ek nie sal val en afvallig word van hom nie. Hy het my gedra. Hy het gekeer dat ek wegval van hom af. Hy het my bewaar. So die waarhede wat hy reeds geweet het, tou bestudeer het in God se woord, het vir hom nou net nog duideliker geword. Hy het dit nou nog beter verstaan. Hy het dieper kennis daarvan gehad. En die vraag is dit waar van jou wanneer jy deur swaar kry gaan? Leer jy dan meer van God? Verstaan jy wie hy is op 'n dieper manier, meer persoonlik, 'n meer persoonlike vlak? Jy weet, ons teologie kan maklik teoreties wees. Dit is maklik om dit hierso te stel. Maar wanneer God ons vat deur diepe waters en hy bring ons aan 'n kant uit, dan verstaan ons beter wat ons sê ons glo oor God. Dis wat ons hierdeur leer. So hoe reageer 'n Christen wanneer hy deur swaar kry gaan of vergaan het? Hy bid meer. Hy leer meer van God se karakter. Derdens, 'n Christen leer meer om op God te vertrou en vir God te lewe, om gehoorsaam te wees. Kyk na vers 7. My siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. En hier sien ons hoe die psalmskrywer met homself praat. Hy sê vir homself, word rustig, word kalm. En wanneer omstandighede so raak, en ons begin benoud voel, dan moet ons leer om nie vir onsself te luister nie. Moenie luister vir elke gedagte van ongeloof wat opkom, en elke gedagte van bekommernis wat opkom nie. Ons moet leer om met onsself te praat, ons moet leer om vir onsself te preek, ons moet leer om die waarheid wat ons weet, in daai oomblikke te vat en vir onsself te sê, hoekom raak jy angstig, my siel, hoekom raak jy bekommerd? Jy het nie rede om te neergedruk te voel nie. God is goed, en hy doen goed. Hier is waarhede wat ek weet. Hy is genadig, hy is regverdig. Hy bewaar die eenvoudig is, die sagmoedig is. Word rustig my siel, vertrou weer op hom. So praat waarheid vir jouself, moenie net luister na al die gedagtes in jou kop opkom nie.
En kyk wat se motivering gee hy vir homself, vir sy siel om rustig te word. Hy sê, my siel, keer terug tot jou rus. Hoekom? Want die Here het goed aan jou gedoen. Baie algemene stelling daai van goed aan jou gedoen. Hy sê hierso bossies, kan jy nie onthou, my siel, toe jy laas keer so gevoel het, hoe God jou gehelp het nie? Kan jy nie onthou die kere wat God goed gedoen het aan jou, juist toe jy gedink het, daar's nie hoop nie. En toe het God jou daar uitgebring. Onthou dit wat God vir jou gedoen het in die verlede, my siel, word rustig. En in vers 8 gaan hy en dan brei hy uit op daai goed, die spesifieke goed wat God vir hom gedoen het. Vers 8 sê hy, want U het my siel gered van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling. Nou hierdie verwys na fisiese dood, maar dit verwys hierso duidelik na meer as fisiese dood ook. As hy skryf, God het sy oog gered van trane, sy voet van struikeling, dan is die fokus nie net op fisiese dood nie, maar op meer is dit. In die psalms praat 'n voet wat struikel oor iemand wat in sonde gaan val, of iemand wat in hulle denke begin wegdraai van die waarheid af. Dis hoe daai konsep gebruik word. En Jesus het dieselfde beeldspraak gebruik. Kyk na Markus 9 vers 45. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Jesus is nie besig om te sê, wanneer jy ergens loop en jy weet jou voet laat jou struikel, vat jy by en kap jou voet af nie. Dis nie die beginsel nie. Kyk hier is. Dit is beter vir jou om krippel die lewe in te gaan. Hy bedoel nie fisies krippel nie. Hy weet dis nie waaroor dit gaan nie uiterlike nie. As om 2 voete te hê in die hel gewerp te word in die onuitblusselike vuur. So Jesus praat nie van as jou voet fisies struikel nie. Jesus praat van die plekke waartoe jy gaan, die dinge waaraan jy jouself blootstel. As daai dinge jou laat struikel, sny hulle uit jou lewe uit. Die idee is dat jy wil in versoeking val. Dis waarvan hy praat as hy sê, die Here het my gered, dat my voet struikel. Hy het gesê, God het my gered, dat ek nie in versoeking en in sonde inval nie. Hy het my geestelik gered, as mens dit so wil sê. Dis het God hom gered van die dood, dis duidelik in die res van die Psalm, maar ook van val in sonde in, en van ingee vir versoekinge in die omstandighede. En omdat God my gesiel gered het van die dood, my oog van trane, my voet van struikeling, kyk wat skryf hy in vers 9. Ek sal wandel, voet van struikeling, voor die aangesig, my oog van trane, die aangesig van die Here in die land van die lewendes, God my gered van die dood. So daar's parallelle hierso, struikel teenoor wandel, my oog teenoor die aangesig van God, die land van die lewendes teenoor my gered van die dood. In elke liewe area waar God hom gered het, in daai areas wil hy vir God lewe. Dis wat hy so doen. Elke plek wat God hom gered het, in daai areas wil hy omdraai en nou vir God gaan lewe en vir God gehoorsaam wees. En om te wandel voor die aangesig van die Here is om te lewe, gehoorsaam aan God te lewe. Dis om gehoorsaam aan God te lewe. Dis om te sê, Here, kyk na my. Ek's voor U aangesig is op my. Kyk na my. Kyk hoe ek vir U lewe. Kyk hoe dankbaar ek is vir die feit dat U my gered het. En dis ook die idee van, Here, hou U oog op my dat ek nie dalk weer struikel nie. Dat ek nie dalk weer val nie. So dit gaan oor vertroue op God en dit gaan oor gehoorsaamheid. Wanneer hy sê ek gaan wandel voor die aangesig van die Here. Ek sal aanhou vertrou op God. Ek sal aanhou gehoorsaam lewe op God. Ek gaan aanhou dankbaar wees vir God. Here, help my dat ek nie sal struikel nie. En is dit wat jy leer tydens of na swaar tye? Die laaste keer wat jy deur swaar tyd gegaan het jy gegroei in vertroue en het jy gegroei in gehoorsaamheid aan God? Of het jou hart dalk meer bitter begin raak? Het jy uit daai omstandighede uitgekom en gesê, weet jy wat, ek moet dinge in plek stel dat ek nooit weer daar sal ingaan nie. En wat jy dan sê is,
Ek moet meer op myself vertrou. Ek moet minder op God gaan vertrou. Want ek wil nie weer daardeur gaan nie. Hoe reageer jy wanneer jy deur swaar kry gaan? Met minder vertroue op God, meer vertroue op jouself, of meer vertroue in God, meer gehoorsaamheid aan God, meer dankbaarheid aan God. En as hierdie tweede opsie waar is van jou, dat jy meer op jouself vertrou, gaan vandag, gaan sit, gaan dink aan die verlede, gaan dink aan al die dinge wat God jy al deur gebring het, en sê dan weer vir jou siel, word rustig, God het goed gedoen vir my. En as jy dit nie kan doen nie, as jy nie kan gaan en kan dink dat God het jou vergoed deur swaar kry laat gaan nie, jy kan dit net nie sien nie, dan moet jy jouself gaan vra, is ek 'n Christen? Is ek gered? Want hierdie is hoe Christene reageer deur swaar kry. God, dis wat ek gelees het, 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. God gaan en deur benoudheid gaan hy en net soos wat ons goud vat en ons sit vuur op goud en ons suiwer dit, dis wat God doen met Christene. En as dit nie kan raak sien nie, is jy dan sy dienskneg, is jy sy kind. En dit bring ons by die vierde les wat ons kan leer en moet leer deur swaar kry. Die vierde reaksie. 'n Christen leer sy geloof is ware geloof. Nou die 53 vertaling versteek die betekenis van hierdie vers so bietjie met die vertaling as dit sê, ek het geglo toe ek gespreek het. Dit is 'n moontlike vertaling net van daai woordjie op sy eie, maar ek dink nie dit is die beste vertaling in die konteks nie. Ek dink hierso die 83 beter vertaling, ESV Holman. Die NASB is dieselfde as die New American Standard Bible, is dieselfde as die 53. So, daai vertaling dink ek het dit beter hierso. Die 83 het, ek het in u bly glo, selfs toe ek gedink het, of gesê het. En hier is die punt. My geloof het bly staan, selfs toe ek geweet het, of gedink het, of gesê het, ek is diep teneergedruk. My geloof het bly staan, selfs toe ek in my angs gesê het, alle mense is leenaars. En daai woord neergebuig is ook nie heeltemal die beste vertaling nie, want dit klink asof die ou self negatief is, dis nie die idee hierso nie. En al die Engelse vertalings sê dit met die woord afflicted vertaal, so dit is die woord tuister, hy sê ek was grootlik getuister gewees, deur mense. En dan in hierdie verse sien ons dat hierdie was nie net een of ander fisiese ding wat hom, dit was nie net siekte nie, of een of ander fisiese probleem wat hy gehad het nie. Hierdie is verhoudings met mense. Mense het hom getuister, mense het hom bedrieg, mense het vir hom gelieg. En dis hoekom hy sê ek was grootliks getuister en ek het gesê almal is leenaars. Maar ten spyte daarvan, ten spyte van die omstandighede, bly sy geloof. Ek het geglo. Ten spyte van die omstandighede. So deur hierdie swaar kry, hierdie omstandighede, wat het gebeur, sy sekerheid van geloof het meer geword, nie minder geword nie. Hy het gesien, hy het ware geloof. Was hierdie nie al waar van jou nie? Was nie al waar van jou nie? Was jy nie onseker, is my geloof regtig geloof of nie, want dit was nog nie getoets nie. En dan gaan jy deur swaar kry, en God draai jou daardeur, en hy bring jou aan die ander kant uit. Weet ja, jy het, in die oomblik het jy gedink, ek weet nie, hierdie is dalk die einde. Ek kan nie 'n oplossing sien nie. Maar selfs terwyl jy in daai omstandighede is, kom jy agter jou voete is op die rots. Jy bly gehoorsaam, jy bly gelowig. Deur dit. Ja, jy mag dalk sondig, maar wat doen jy as jy gesondig? Jy gaan weer terug. Gaan vra, God vergewe my, en dan gaan jy weer aan en sê jy, en dan gaan leef jy gehoorsaam. En so word jy geloof sterker. Jy het nie ingegee nie, jy het aangehou. Hy wat sy huis op die rots bou, hy sal bly staan wanneer die swaar tye kom, wanneer die reën val en die wind kom.
Maar as dit nie is waar jy is nie, en jou geloof was nog nooit getoets nie aan die een kant, of dit het nie bly staan nie, dan moet jy jou geloof bevraagteken. Ware, reddende geloof is 'n geloof wat sterker word wanneer druk op dit geplaas word. Romeine 5 vanaf vers 3 tot 5. Dit is 'n geloof wat reiner, suiwer word wanneer dit deur die beproewing van vuur gaan. 1 Petrus 1 vers 6 en 7. So kom ons som net gou hierdie hoofidee op. Wat leer hy hierdeur? En hoe ons dit gaan doen is ons gaan vra, hoekom laat God ons deur swaar krye gaan? Hoekom laat God ons deur pyn gaan? Hoekom laat God ons deur armoede gaan of wat ook al jy daar wil insit? Sodat ons meer sal bid, sodat ons God beter sal erken, vers 5 en 6, sodat ons meer op God en vir hom sal vertrou en vir hom sal lewe, vers 7 en tot 9, en sodat ons geloof getoets sal word en bewys sal word as ware geloof en selfs sal versterk, vers 10 en 11. En hierdie bring ons by ons laaste hoofreaksie, derde hoofreaksie. Wanneer 'n Christen deur swaar kry, gaan of vergaan het, dan reageer hy deur God meer te loof en te prys. En hierdie is die uitvloeisel van die liefde wat hy vir God gehad het. So onthou julle die opsomming? Daar was eers liefde en onder dit was dit aanbidding en vertroue. Wel, hy het nou die aanbidding en vertroue kant aangespreek. Nou gaan hy kyk na die liefde kant. En wat is die uitvloeisel van hierdie liefde van God? Geloof. En aanbidding en om God te loof en te prys. God te loof en te prys. Vers 12. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Hy vra die vraag. Hoe kan ek God ooit terugbetaal vir al hierdie goeie goed wat hy aan my gedoen het? Hoe kan ek? En aan die een kant is die antwoord, niks nie. Daar is nie iets wat ons kan bring en sê, Here, hierso, ons betaal jou terug, nou is ons gelyk. Dis op dieselfde vlak van dit wat jy gegee het vir ons nie. Daar's nooit sal ons iets kan bring wat pas by die ongelooflike hoeveelheid goeie goed wat God vir ons gedoen het, veral deur Christus nie. Kan nie. Maar, aan die ander kant, ons kan nie niks doen wanneer hy vir ons soveel goed gedoen het nie. Ons kan nie niks doen nie. So die psalmdigter, hy vra die vraag, wat sal ek vir die Here vergeld? Wat sal ek doen? En dit is asof hy sê, daar is nie eintlik iets wat ek kan doen nie, maar dan gaan hy 'n antwoord wat hy wel gaan doen. En hy sê wat ons moet doen. Vers 13 en 14. En hierdie is in Ou Testament konteks. Hy sê, ek sal die beker van verlossing opneem en die naam van die Here aanroep. Waar is ons woord aanroep hier? My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. En hierdie twee verse word net so herhaal in vers 17 en 18. Behalwe daar is een verskil. Die eerste gedeelte van vers 13 en die eerste gedeelte van vers 17 is anders. In vers 13 praat dit van die beker van verlossing opneem, in vers 17 praat dit van 'n offer van danksegging bring. Nou wanneer hy verwys na dit en sê, ek sal die beker van verlossing opneem. Ek sal die beker van verlossing opneem. Wat sê hy daarmee? Wat bedoel hy? Die konsep van beker praat gewoonlik van God se toorn en straf. Die konsep van wyn ook, dit wat ons vandag gelees het in Jeremia 13. En ek het in die voetnote 'n klomp voorbeeld daarvan. Hier's een. Jesaja 51 vers 17. Ontwaak, ontwaak, staan op Jerusalem, jy wat in die hand van die Here die beker van sy grimmigheid of die beker van toorn, beker van straf gedrink het. Hy is nou klaar aan die ander kant van ballingskap. Jesaja skryf hierdie nog voor ballingskap. En kyk wat sê hy, die kelk van bedwelming het jy uitgedrink, jy het dit uitgesuig. Dis klaar. So die beker staan gewoonlik vir God se toorn, God se straf vir sonde.
Kyk nou Matteus 26 vers 39. Hierso is Jesus in Getsemane en hierdie selfde beker staar hom in die gesig. Hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: "My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker, die beker van God se toorn as gevolg van sonde, daai beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil." So die beker staan gewoonlik vir oordeel. Kyk wat sê hy hierso in vers 13 van Psalm 116. Hierso is dit die beker van verlossing. Die psalmdigter en ons verdien wat? Hy verdien die beker van oordeel, van toorn. Maar as gevolg van Jesus Christus en sy geloof, en in sy geval, en dit wat hy nog geweet het gaan kom, die Messias, en God wat hom gered het, verander dit nou in 'n beker van verlossing. Die beker van toorn word die beker van redding. En dit is wonderlike nuus. Hoekom gebeur dit? Want Christus het daai beker gevat en hy het dit leeg gedrink. Hy het ons beker van toorn gevat en dit verander in 'n beker van verlossing. En hy gaan hierdie beker, sy verlossing gaan hy opneem en hy gaan die naam van die Here aanroep. Dit is ons kernwoord en hierso beteken daai woord aanroep duidelik om te gaan in aanbidding en lofprysing. Ons kan sê hy roep God se naam uit. Hy verkondig aan almal. Kyk hoe goed is God. Kyk wie hy is. Kyk wat hy vir my gedoen het. Loof hom, prys hom saam met my. En hy gaan en hy doen dit omdat God hom gered het, beide uit sy fisiese omstandighede, maar omdat God hom ook gered het van sy sonde en van oordeel af, omdat God die beker verander het van toorn na beker van verlossing. Maar hy wil dit nie alleen doen nie. Hy wil nie hierdie op sy eie doen nie. Kyk na vers 14. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. My woord geloftes is 'n baie wye woord. Dit beteken enigiets wat jy beloof het aan God. En hy het al klaar soveel goed beloof in hierdie Psalm aan God. Hy het beloof hy gaan aanhou God se naam aanroep. Hy gaan aanhou op God vertrou. Hy gaan aanhou voor God gesig wandel. Hy gaan aanhou gehoorsaam wees aan God. Maar al hierdie geloftes wil hy gaan en hy wil dit gaan betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Hy wil dit gaan doen dat daar wat mense dit kan sien. Hoekom? Is dit so dat hy sal verheerlik kan word? Nee. Hy wil hê hulle moet saam met hom God verheerlik. God loof en prys. Hy wil hulle motiveer. Hy sê, hy kom voor hulle en hy sê vir hulle, kyk wie God is, kyk wat hy in my lewe gedoen het, ek wil hom loof en prys, kom saam met my, kom doen dit. En kom ons kyk nou na vers 15, nou kom ons hier by hom uit. Kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. En wat hy hier doen is, hy gee vir ons 'n beginsel, en in vers 16 pas hy beginsel toe. Jy kan nie hierdie vers net uit sy konteks uit gaan lees nie, jy moet gaan dink oor waar staan hy en wat gaan rondom hom aan. En hierdie vers word gewoonlik gebruik om te sê dat God sien die dood van sy kinders as kosbaar, as waardevol. Hoekom? Want dan is hulle by hom. Sy kinders is by hom. En daai is waar. Dis waar, God word verheug daarin wanneer sy kinders by hom is. Dit is wonderlik vir God om sy kinders na hom toe te neem. Kyk wat bid Jesus in Johannes 17 vers 24. Vader, ek wil, hierdie is my begeerte, dis wat ek wil hê, dat waar ek is, en hy praat hierso van nadat hy verheerlik is, gekruisig is in die hemel is, waar ek is, daar in die hemel verheerlik, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. So wat bid Jesus hiervoor? Hy bid dat sy kinders sal doodgaan. Hy bid, op 'n manier te stel, hy bid dat hulle kan wees daar waar hy is, sodat hulle sy heerlikheid kan sien en sodat hulle kan deel in sy heerlikheid.
Jesus wil ons graag by hom hê. Dis waar. Maar dis nie wat hierdie vers sê nie. Psalm 116 vers 15. Die woord kosbaar daar, hy sê kosbaar in die oë van die Here. Die woord kosbaar dra primêr die idee van iets wat gewigtig is, iets wat swaar is. En dan sekondêr het hy die idee van kosbaar of waardevol. Iets wat swaar is en skaars is, as jy een of ander skaarse edelmetale het, so iets skaars is, en is swaar, het 'n gewig daarvan, dan is dit baie kosbaar, dan is dit waardevol. Maar die primêre idee is iets wat gewigtig is, iets wat swaar is. En in hierdie konteks word die psalmdigter, jy's gered uit die dood uit. Hy gaan jy's nie dood nie. God was jy saam met hom toe die dood en die doderyk hom gevang het en hulle bande om hom gesit het en God gaan red hom uit. So hier is die beginsel van hierdie vers. Dit is 'n gewigtige saak, een wat God as baie belangrik sien wanneer een van sy kinders naby aan die dood kom, naby aan die dood is. God draai nie sy rug op sy kinders nie, wanneer hulle naby aan die dood is nie, wanneer hulle naby aan hulle einde kom nie, hy is daar by hulle. Dis die idee hierso. Of hulle lewe en of hulle sterwe, is nie iets kleins vir God nie. Ander manier om dit te sê. Hy is daar, hy bepaal wat gaan gebeur, en hy is elke liewe stappie van die pad met sy kinders. So wanneer jy naby die dood kom, dan kan jy weet, God se aandag is daar. Dit is vir hom 'n gewigtige saak. En hierdie is min of meer hoe die 83 het vertaal het, hierdie vers ook. Maar kyk vir wie is hierdie waar? Kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Daai woord praat van iemand wat sy getroue dienaar is. So die wat God se kinders is en wat gewys het deur hulle lewe, hulle is God se kinders, hulle is sy getroue dienaars. Hulle dood is vir God belangrik. So dit is die beginsel, vers 15. Nou gaan hy die beginsel vat en hy gaan dit toepas in sy eie omstandighede, vers 16. Hy sê, ag Here, sekerlik ek is die knegt, ek is die gunsgenoot, dis 'n ander manier om dit te sê. Ek is die knegt, die seun van die diensmaag. Ek is selfs die kind van die kind. As my ma het u gedien, want eintlik het ek u ook gedien. En dan sê hy, u het my bande losgemaak. Hy sê hierso basies, duidelik is hierdie beginsel waar van my. Ek was daar naby aan die dood, en dit was vir u 'n gewigtige saak, en ek was getrou aan u, en u was getrou aan my, en u het my uitgered. So deur hierdie hele ervaring, hierdie psalmdigter se sekerheid van sy redding meer geword. Hy kan hierna kyk en hy kan sê, en hy kan sien, ek is God se knegt. En dan sê hy daarmee ook, ek sal aanhou gehoorsaam wees, want ek is sy knegt. So sy sekerheid word meer en sy gehoorsaamheid, die begeerte om gehoorsaam te wil wees, word meer. En is hierdie jou ervaring? Wanneer jy deur swaar kry gaan, en God bring jou aan die ander kant uit, is jou redding dan nog meer seker, en wil jy meer vir God lewe? En dan kyk ons na vers 17 en 18, dis 'n herhaling van vers 13 en 14, met die uitsondering van daai eerste woorde in vers 17. Kyk na die eerste woorde in vers 17. Ek sal 'n offer van danksegging bring. Dis 'n dankoffer hierdie wat hy wil bring. En 'n dankoffer is presies wat die woord sê. Dis 'n offer waarmee jy vir God dankie sê vir dit wat hy gedoen het. Ongelooflik van pas in hierdie psalm. Here, ek was benoud. Ek was angstig. Ek het tot u geroep en u het my gered. Ek bring my offer om vir u te sê dankie wat u vir my gedoen het. Maar die feit dat hy die hele stuk gaan en hy herhaal dit, wil hy beklemtoon dat hy wil God loof en hy wil God prys. En hy wil beklemtoon dat hy dit nie alleen wil doen nie. En hy maak dit nog duideliker dat hy dit nie alleen wil doen nie, maar hy wil ander mense saam met hom vat in vers 19. Kyk na vers 19. Hy sê ek wil my geloftes bring, ek wil die naam van die Here aanroep waar in die voorhowe
van die huis van die Here binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. So hy wil daar in die voorhowe voor die tempel, daar waar daar baie mense is, en baie van God se sogenaamde mense is, daar wil hy dit gaan doen. En hy wil daai mense wil hy gaan bemoedig, daar in Jerusalem, in die stad waar God se mense behoort te wees. En die doel is om dit daar te gaan doen sodat hulle sal sien en hulle sal bemoedig word. En dan eindig hy met halleluja. En ons kan so maklik oor dit lees. Oor halleluja lees. Halleluja beteken prys, hallel, die Here, Yahweh, halleluja. Prys die Here. Maar hierso en gewoonlik is halleluja, dis 'n uitroep, dis 'n opdrag aan almal wat dit hoor om die Here te prys en te loof. So hy wil daar gaan staan waar God se mense is en hy wil vir hulle sê, kyk wie God is, kyk wat hy in my lewe gedoen het, ek gaan hom loof en prys, kom doen dit saam. Is dit hoe jy reageer wanneer jy deur swaar tye gegaan het en jy God jou daar deurgedra het? Maak jy mense bymekaar en sê, kyk wat God vir my gedoen het, kom loof en prys hom asseblief saam met my. Is jou lofprysing van God aansteeklik of nie? Of maak swaar tye dat jy begin wegbly van God se mense af? Dat jy minder vertrou op hom? Dat jy minder rede vind om hom te aanbid en hom te loof en te prys? So wanneer 'n Christen deur swaar kry gaan of vergaan het, dan word sy liefde vir God sterker, vertrou hy meer op God, leer hy om meer te bid, leer hy meer van God, groei in gehoorsaamheid aan God, sien hy sy geloof is ware geloof, loof en prys hy God meer en bemoedig hy ander om God meer te loof en prys. En daarom laat God toe dat sy kinders deur swaar kry gaan. Verstaan julle dit? En is hierdie voordele vir ons en vir God nie die prys moeite werd van swaar kry nie? En is hierdie dan nie ook 'n rede om God te loof en te prys nie? En ek wil vra dat ons sal staan en sing en dan sal ek afsluit met gebed na ons gesing het. Ons het die geleentheid om nou te reageer en God te loof en te prys.